Hallo, my naam is Helen. Ek wil graag aan u verduidelik hoe werk die finansiële model in 'n familiekoöperasie. Ek glo dit sal u sommer baie opgewonde maak as u die potensiaal van die koöperasie ontdek. Hoe meer u weet, hoe meer voordeel sal u kan trek uit die koöperasie. Dit is 'n kragtige organisasie wat welvaart skep oor generasies heen en dit is nooit te laat om te begin nie. Regoor die wêreld word hierdie konsepte gebruik om welvaart vir families te skep. Dit is veral die geheim van die rykste families. Die geheim lê in samewerking, veral op finansiële terrein. In welgestelde families snoerel hul kragte saam en begin saamwerk. In die video gaan ek vir u verduidelik wat sulke ryk families doen. Dit behels so bietjie somme, maar ek sal dit mooi verduidelik. Om die verduideliking makliker te maak, sal ek 'n voorbeeld gebruik. In die voorbeeld gaan ons so 'n paar basiese aannames maak. Die eerste aanname is dat die familie uit 300 volwasse lede bestaan wat almal inkomste op een of ander wyse verdien. Die tweede aanname is dat elkeen van die familielede gemiddeld R500 per maand kan spaar. Die derde aanname is dat elkeen van die lede van die familie 'n kort lening gedurende die jaar sal neem wat hulle in 5 maande sal terugbetaal. Die laaste aanname is dat daar geen rente op die lening gehef sal word nie. Ek gaan sommer voor ons wegspring die aannames in die konteks van die realiteit vir u plaas. 'n Familiekoöperasie kan so klein begin as 10 lede, maar so groot word as wat die familie dit wil hê. Die optimaal is dat die koöperasie oor generasies heen sal bestaan om ook toekomstige geslagte te bevoordeel. Elke lid van die familie kan soveel spaar as wat hy of sy wil of kan bekostig. Hulle kan selfs ophou bydra of slegs een enkel bedrag bydra. Hulle kan ook van hulle spaargeld onttrek as hulle sou wil. Die termyne van lenings kan so kort of lank wees as wat die behoeftes van 'n lid is, maar onderhewig aan die beleid van die koöperasie. Rentevrye lenings is moontlik, maar 'n klein fooi kan gehef word om die koste van administrasie van 'n lening oor sy termyn te dek. Kom ons maak somme. In maand 1 sal die 300 familielede elkeen sy R500 spaar in die koöperasie. In totaal is dit R150.000. Die koöperasie kan dan byvoorbeeld 4 lenings van R37.500 elk toestaan aan 4 van die lede. In maand 2 sal die lede weer almal spaar in die koöperasie en is daar weer R150.000 beskikbaar in spaargeld. Die 4 lede wat geld geleen het, moet dan ook elkeen sy eerste paaiement betaal. Elkeen betaal dus R7.500 terug. Saam is dit R30.000. As die spaargeld en die paaiemente bymekaar getel word, is daar dus R180.000 beskikbaar vir lenings. Die beginsels wat die koöperasie toepas, is dat maksimum gebruik van die beskikbare kapitaal word gemaak. Dit lê nie in 'n bankrekening en niks doen nie. Die tweede beginsel is dat die paaiemente op lenings oor en oor gebruik word vir nuwe lenings. Laat ek vir u wys wat gebeur as ons hierdie proses vir 'n jaar lank uitvoer. Hierdie tabel sal my help om te verduidelik. Aan die linkerkant is 'n kolom wat die 12 maande aandui en die spaargeld wat elke maand ontvang sal word. In die middel sal die saamgestelde paaiemente aangetoon word soos wat dit ontvang word. Aan die regterkant sal die totale lenings wat moontlik is vir die maand aangedui word. In die eerste maand word dus R150.000 in spaargeld ontvang. Dit sal dus lenings van R150.000 moontlik maak. Die paaiemente op die lenings vloei dan terug na die koöperasie in 5 paaiemente van R30.000 soos wat die blou rampie aandui. Die maand se spaargeld en die paaiemente bymekaar getel maak dan lenings moontlik van R180.000. Dit veroorsaak 5 paaiemente van R36.000. In die derde maand is totale lenings van R216.000 moontlik. Let op hoe dat die moontlike lenings per maand toeneem soos wat die gesamentlike paaiement se totaal verhoog. Die lenings per maand neem toe na R311.000 en dan na meer as R373.000. In maand 7 is dit meer as R400.000, dan R465.000. In maand 9 al 500.000, dan R566.000. In maand 12 kan R666.000 se lenings toegestaan word.
As hierdie proses opgesom word, sal u sien dat vir die jaar is altesaam 1.8 miljoen gespaar deur die lede. Die lenings wat toegestaan is werk uit op meer as 4.7 miljoen rand. Dit is hierdie effek wat die familiekoöperasie so kragtig maak. Hierdie toename in ekonomiese vermoë van die lede van die koöperasie noem ons die versnellingskoers. Die lenings is 2.63 keer soveel as die spaargeld wat bygedra is. As lede hierdie goedkoop lenings slim gebruik, kan hulle baie rente bespaar en in hul sak hou. Anders het hulle dit vrugteloos betaal aan buitestanders. Die berekeninge wys verder dat elke lid gemiddeld 'n lening van R15.700 kan maak. As almal die gemiddelde lening sou neem, beteken dit dat elkeen R15.797 sal kan leen. Deur die gemiddelde leningsgrootte te gebruik word 'n bottleneck geskep in die koöperasie. Die eerste lede wat in maand 1 sal leen, kan elkeen so 'n lening van R15.797 kan kry en hulle het maar net R500 tot die koöperasie bygedra. Die verhouding tussen die spaargeld en die leningsbedrag van 'n lid is dus 1:30. Daarteenoor het lid nommer 300 in maand 12 al R6.000 gespaar en sal dieselfde grootte lening kry. Boonop moet hy 12 maande wag voordat hy sal kan leen. Die verhouding van sy lening teenoor die spaargeld is maar net 1:2,6. Almal sal in maand 1 wil leen, want dit bied die grootste voordeel. Dit is egter onmoontlik. Die koöperasie wil graag lenings reg deur die jaar spasieer en so naby as moontlik aan die lid se behoefte uitbetaal. Daar sal 'n regverdigheidsreël toegepas moet word. Laat ek die regverdigheidsreël verduidelik. Dit is daarop gebaseer dat die optimale koers bereken moet word. As daar aanvaar word dat almal in die koöperasie gedurende die jaar 'n lening wil neem, kan ons bereken teen watter verhouding tot elke lid se spaarbalans die grootte van die lening bepaal kan word. Ons begin deur die hoeveelheid kapitaal wat vir lenings beskikbaar is elke maand oor te dra na die tabel waarin ons die optimale koers gaan bepaal. Dan kan ons byvoorbeeld bereken dat almal wat in maand 1 wil leen, 'n lening kan kry wat 5.7 keer so groot is soos hul spaarbydra. As elkeen R500 gespaar het, kan hulle lenings dus soveel as R2.850 wees. As iemand dan elke maand sou spaar totdat sy spaarbalans R2.500 is, sal hy dus R14.250 kan leen. As ons die berekeninge in die tabel voltooi vir die hele jaar, kan ons bereken dat teen die regverdigheidskoers van 5.7 daar 301 lenings toegestaan kan word. Hoe langer 'n lid spaar, hoe groter sal sy lening wees en almal kan 'n beurt kry. Ons kan sien dat in maand 1 is dit moontlik om soveel as 52 lenings toe te staan. In maand 6 kan daar 21 lenings van R17.100 toegestaan word. Hierdie optimale koers word bereken deur 'n proses van iterasie. Ons verhoog of verlaag die koers totdat die optimale koers bereken is. Hierdie berekening is gebaseer op die aanname dat almal volgens die model gedurende die jaar 'n lening sal wil neem. In die werklikheid werk dit egter nie so nie. In enige groep sal daar mense wees wat in die jaar 'n lening wil neem, maar ook ander wat nie 'n lening wil neem nie. Hierdie verhouding kan 80% teen 20% wees. Daar sal dus surplus kapitaal wees wat nie benut word nie. Van die 80% wat wil leen, sal daar ook diegene wees wat graag meer sou wil leen. Dit skep twee probleme in die koöperasie wat ons volgende gaan aanspreek. Die volgende probleem wat aangespreek moet word, is dat partylede nie 'n lening in 'n bepaalde jaar wil neem nie. Hulle sal dus nie die voordeel van rentevrye lenings geniet nie. Hulle kan dan redeneer dat hulle hul spaargeld sal onttrek om dit te belê in instrumente wat wel vir hulle 'n opbrengs op hul kapitaal sal gee. In die koöperasie wil ons dit nie laat gebeur nie, want hul kapitaal verbeter die totale vermoë van almal wat saamwerk. Die koöperasie sal dus vir lede wat nie leen nie, wel 'n renteopbrengs op hul kapitaal moet aanbied, wat aantrekliker sal wees as wat hulle op ander plekke sal kan kry. Kom ek verduidelik hoe ons dit sal regkry. Laat ons eers kyk na die opbrengs op kapitaal. As 'n lid nie wil leen nie, moet die koöperasie vir die lid baie goeie rente kan aanbied. Kom ons neem die laaste lid in die tabel as voorbeeld om te verduidelik hoe ons dit sal hanteer.
As die lid R6.000 gespaar het, beteken dit dat die lid soveel as R34.200 sou kon leen. Hierdie lening kan dan aan 'n ander lid aangebied word wat meer wil leen as wat hy volgens die reël sou wou leen. Omdat die lid wat wil leen nie voldoende gespaar het nie, sal die geld wat hy wel wil leen van die ander lid se geleentheid 'n rentekomponent hê. As ons vir die lener slegs 5% rente vra op sy lening, beteken dit dat die lid R1.725 moet betaal vir die ekstra kapitaal. Die lid wat gespaar het en nie wil leen nie, kan dus die R1.725 as rente verdien. Teenoor die R6.000 spaargeld is dit 'n opbrengs van meer as 28%. Dit is egter nie so eenvoudig nie. Hierdie rente word eers in die volgende jaar betaal deur die lener en 12 maande is alreeds verby. In die koöperasie beteken dit dat die direksie die opbrengs mooi moet bereken en sal die lid waarskynlik die helfte van die opbrengs in realiteit kon verdien. Dit is soveel as 14%. Die direksie sal verantwoordelik wees en 'n rentekoers van byvoorbeeld 12% per jaar bepaal en dan aan die einde van die jaar 'n bonus byvoeg as al die beplande lenings glad verloop. Die spaarders kry dus 'n bo-gemiddelde opbrengs en die leners 'n baie goedkoop lening. Albei groepe wen. 'n 5 maande termyn vir 'n lening sal nie aanvaarbaar wees vir alle leners nie. Daarom sal die regverdigheidskoers baie meer buigsaam toegepas moet word. Die termyn van lenings het die grootste effek op die lenings en as al die termyne en moontlikhede bereken word, word die volgende duidelik. 'n Lening van 5 maande het 'n koers van 5.7 keer die spaarbalans van 'n lid. As die termyn toeneem na 6 maande, verminder die koers na 5.2. 7 maande lenings verlaag die koers na 5. 8 maande termyne bring dit af na 4.7 en 9 maande na 4.5. 'n Termyn van 10 maande het 'n koers van 4.2 en 11 maande 'n koers van 4. 12 maande verlaag dit na 3.9. 'n 24 maande termyn het 'n koers van 3.5 en 36 maande 'n koers van 3. In die koöperasie is die resultaat wat nagestreef word die grootste moontlike lening teen 'n gepaste termyn. Volgens wet moet elke lening vir die lener bekostigbaar wees en sal die termyn van die lening die grootste invloed hierop hê. Die termyne sal dus bereken word volgens die behoefte van die lede. Deur die verloop van die koöperasie se bestaan sal daar gedurig nuwe lede bykom, terwyl sommige sal sterwe. Kort- en langtermyn lenings sal dus altyd aanwesig wees. Dit kan gebeur dat die geldvoorraad van die koöperasie so kan toeneem dat dit nie alles geleen kan word deur die lede nie. Dan kan die koöperasie begin om beleggings te maak wat opbrengs vir lede sal bied. Regoor die wêreld het sulke koöperasies gestandaardiseer op 'n koers van 3 keer die spaarbalans van lede deurdat die korter termyne balanseer met die langer termyne. Ander faktore soos reserves, konsolidering van lenings, verskillende soorte lenings en veranderings in inkomste van lede noodsaak dat die koöperasie jaarliks die beleid moet hersien om te verseker dat alle lede wat wil leen, die bes moontlike voordeel geniet. Hierdie spaar- en leenproses word elke jaar herhaal. Elke lid het dus die potensiaal om elke jaar 'n lening te kan kry of om rente te verdien op sy spaargeld. Die potensiaal van hierdie samewerking is uitsonderlik. In die tabel wat hier vertoon word kan gesien word dat daar in jaar 1 R1.8 miljoen gespaar is en lenings toegestaan is van R4.7 miljoen. In jaar 2 groei die spaargeld aan tot R3.6 miljoen en die totale lenings toegestaan tot R11.5 miljoen. In die derde jaar is daar al R5.4 miljoen se spaargeld en die totale lenings toegestaan is R19.4 miljoen. In jaar 4 groei die spaargeld tot R7.2 miljoen en die totale lenings tot R27.7 miljoen. Om dit in die perspektief van 'n enkel lid te stel. So 'n lid kan in 'n 20 jaar termyn R120.000 spaar en lenings van meer as R3.7 miljoen maak. Elke lid kan sy eie welvaartsplan formuleer en die krag van die koöperasie hefboom om dit te bereik. Lede kan natuurlik ook ter enige tyd hul bydraes verhoog of verminder. Die koöperasie kan ook deur suksesvolle projekte die kapitaalpool vergroot. In die koöperasie sal daar verskeie soorte spaarplanne en leningsprodukte aangebied word om die lede by te staan gedurende hul lewe en die uitdagings daarvan.
Die lede kan ook op verskeie maniere saamwerk om die kapitaal te hefboom en deur gesamentlike bates en om uitrusting te deel. Van die spaarplanne wat beskikbaar kan wees is byvoorbeeld die kragspaarplan. In hierdie plan verdien die lid nie rente op spaargeld nie, maar betaal ook nie rente op lenings nie. Die fokus van hierdie plan is om die rente te vermy. Die superspaarrekening is vir lede wat vir langtermyne wil spaar en 'n bo-gemiddelde rentekoers wil verdien. Ander lede wat graag meer wil leen as waarvoor die model toelaat, kan dan rentedraande lenings maak om hul vermoë aan te vul. Daar kan spaarrekeninge vir kinders wees om hul te leer spaar en vir ouers om daardeur geld opsy te sit vir die opleiding van die kinders. So kan ook motorlenings, huislenings en oortrokke fasiliteite toegestaan word. Daar kan ook 'n gerustheidsplan gevolg word wat neerkom op selfversekering binne die koöperasie, ook begrafnisvoordele en annuïteite. Mediese spaarplan is moontlik waar lede steun het in geval van mediese uitgawes en trauma. In verdere video's sal al hierdie konsepte verduidelik word. Daar is nog heelwat ander voordele opgesluit in medewerking met ander koöperasies. Deur hierdie samewerking kan die familiekoöperasie eiendomsbesit beter struktureer, vervoerkwessies aanspreek, kinders se opvoeding verseker, werksgeleenthede skep vir die familie en welvaart skep wat oor generasies heen die nageslag kan bemagtig.